Hallo maats. Maats, in die Bybel in Genesis 27 gebeur iets baie spannend. Ja, Jakob moes wegvlug van sy broer Esau af. Kan julle onthou hoekom? Omdat Jakob hom mislei het en omdat hy die eersgeboorte reg en die seën gekry het van sy pa, wat eintlik vir Esau bedoel was. Esau was baie kwaad. Hy was so kwaad dat hy gesê het hy gaan Jakob doodmaak. Maar weet julle wat het Jakob gedoen? Hy het nie sommer net gevlug nie. Hy het 20 jaar lank by sy ma se oom Laban, baie ver gaan bly en daar gaan werk om veilig te wees. En oom Laban was nie 'n goeie man nie en nie maklik om saam mee te werk nie. En toe, na al hierdie jare, sê Abba Vader toe vir Jakob, Jakob, dis tyd om terug te gaan na jou huis toe. So kan julle dink, hoe het Jakob daaroor gevoel? Hy moes teruggaan na sy broer toe, wat hom wou doodmaak 20 jaar terug. Maar tog het Abba Vader 'n plan en 'n belofte vir hom gehad. En so gebeur daar toe iets verskriklik. Toe Jakob op pad teruggaan huis toe, kom Jakob se boodskappers wat vooruitgeloop het, hulle kom terug, gehardloop na Jakob toe en sê, Jakob, jou broer Esau kom na jou toe en hy bring 400 man saam met hom. Maar as kan julle dink hoe bang het Jakob toegevoeg? Ek dink Jakob se knie het gebewe en hy moes seker gedink het, nie net gaan ek dalk sterf nie, maar dalk my hele familie ook. Maar het julle al ooit so bang gevoel? Dat jy nie eers kan dink nie? Dat jou hart so klop en so bons en jou maag sommer so draai? Ek dink dis hoe Jakob gevoel het. Maar maats, hoor gou, voor Jakob teruggetrek het Abba Vader al reeds vir hom gesê, Jakob, trek op, ek gaan jou help en ek gaan jou nageslag maak soos die sand op die see en so baie dat jy dit nie kan tel nie. So maats, hoor wat leer Abba Vader ons? Dat geloof in die beloftes van Abba Vader sal vrees magteloos los. Maats, dit beteken, as jy glo in Abba Vader se woord, sy beloftes, kan selfs die grootste vrees jou nie meer bang maak nie. Daarom moet ons Abba Vader se woord en beloftes ken. En dis presies wat Jakob toe doen. Hy het gekies om te glo in Abba Vader. Al het vrees hom probeer laat dink, hy is klein en swak en hy gaan doodgemaak word. Het daardie geloof in Abba Vader hom so beskerm en hom veilig gehou. As kinders van Abba Vader, hoef ons nie bang te wees nie, want die Bybel sê in Spreuke 28 vers 1, die regverdiges voel veilig soos 'n jong leeu. Maar as weet julle wat is die teenoorgestelde van vrees? Geloof. Geloof beteken om jou oë op Abba Vader se woord en sy beloftes te hou, al lyk dinge moeilik of erg. En vrees gebeur wanneer jy dink die vyand gaan jou seermaak. Meer as wat jy glo, dat Abba Vader jou sal beskerm. As ons negatiewe gedagtes dink, bang gedagtes dink, kom die vyand en hy maak ons dan bang, en daardie bang kan vinnig in paniek verander. Maar dink aan Jakob, maats, hy moes terug gaan huis toe, maar die vyand het hom laat dink, dat Esau hom wou doodmaak. Maar Jakob, al het die vyand hom dit laat dink, het hy vasgehou aan Abba Vader wat vir hom gesê het, moenie bang wees nie, ek het 'n plan en 'n belofte vir jou. So maats, dink daaroor, vir wie luister jy vandag? Die vyand wat jou bang maak, of Abba Vader wat sê hy sal jou beskerm? Kyk jy na jou vrees, of kyk jy na Abba Vader se beloftes? Want maat, so seker soos geloof Abba Vader se hand laat werk, so seker maak vrees die deur oop vir die vyand om in te kom. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, vandag wil ons kyk na u woord en u beloftes, in plaas om te luister na die vyand wat ons bang maak en vrees saai. Dankie vir u woord en dankie vir u beloftes. Daaraan wil ons vashou met alles in ons. Ons bid dit in Yeshua se naam. Amen. Shalom maat.